verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verreëse koning, die een wat was, is en wat kom. En weer 'n wonderlike voorreg om vanaand met u te kan gesels en net lekker saam te kan kuier, sommer net daar waar jy jouself vanaand in jou huis bevind. Ek wil graag vir ons 'n gedeelte lees hier uit Genesis 16 uit, net so 'n paar verse en ek gaan so 'n bietjie spring, so jy kan maar gerus net luister. Hy sê, en Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op die pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Dan spring ek so 'n bietjie, hy sê ook, sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Daarom noem hulle die put van Lagai-Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. Ek lees tot sover vir ons, net vir interessantheid, hierdie put van Lagai-Roi, Well of the Living God. Nou ek wil net so 'n bietjie agtergrond gou vir jou gee vanaand. Ek is seker jy is bekend met die verhaal en hoe dat Sarai hierdie belofte gehad het dat sy die moeder gaan wees van 'n kind van 'n groot nageslag en selfs Abraham ook, en hoe dit tyd saam in haar oë was en dit nie vir haar gerealiseer het op die tyd wat sy gehoop het dit sal nie, en hoe sy dan nou hierdie slavin vir haar man gegee het en het hierdie slavin toe swanger geraak. En toe kom ek wil sê die jaloesie wat daarmee gepaard gaan en die omstandigheid in haar huis verander, want die een baar is swanger en die ander een is nog barren, soos wat die Engelse woord vir ons sal sê. En hoe sy, met ander woorde, in die eerste instansie kom Hagar en sy kan dit net nie meer uithou nie en sy vlug die woestyn in en ons sien hoe die engel van die Here aan haar verskyn en vir haar vra, waar kom sy vandaan, waarheen is sy op pad? En hoe hy vir haar sê dat sy moet teruggaan van waar sy gekom het. Gaan terug na die plek waar die probleem ontstaan het. En ek wil eers vir 'n oomblik, wil ek vanaand daar stil staan. Baie keer vlug ek en jy ook weg van dinge wat in ons lewens gebeur, situasies wat opduik, onaangenaamhede. Man, dit kan verskil van persoon tot persoon en dan wil ons wegvlug van dit af. We don't want to face our problems. We don't want to face our consequences. Baie keer wil ons nie die enemy, kan ek sê, face nie dat Sarai 'n enemy was nie, maar baie keer wil ons nie die enemy face nie en dan vlug ons weg, terwyl die woord van die Here tog duidelik is in die woord waar hy sê dat as ek en jy die vyand weerstaan, wanneer ons onderwerp aan die Here en hom weerstaan, sal hy van ons al wegvlug, maar nietemin, sy vlug in die woestyn in, want sy kan dit nie meer vat nie. Ek wonder hoeveel van u wat vanaand hier luister, het ook op 'n punt gekom wat jy net voel, Here, ek kan dit nie meer vat nie. Nou ek het goeie nuus vanaand, vir jou wie dalk dit sê, wat dit gesê het, of wat dit dalk vanaand ervaar, sommer daar waar jy sit in jou sitkamer of in jou slaapkamer.
Baie keer voel dit vir jou of niemand vir jou omgee nie, of niemand bewus is van jou omstandigheid nie. Partykeer voel dit vir jou, jy staan alleen, selfs in jou huishouding, in jou huwelik, in jou gesin, voel dit vir jou. Want onthou die situasie is daar, en dan voel dit vir jou, niemand gee vir jou om nie. Die woord van die Here sê vir ons dat die engel het haar gesien, en dit staan vir my absoluut uit, is dat sy nie die engel gesien het nie, maar die engel het haar gesien, en ek wil vir jou sê vanaand, jy wat voel jy's moedeloos vanaand, en jy skram so 'n bietjie weg van dit wat jy in die oë staar, en jy wil dit nie face nie, ek wil vir jou sê vanaand, dat die Here sien jou raak. El Roi is die God wat sien. Hy het hierdie Egiptiese slavin gesien. Hoeveel te meer kind van God sal hy nie vir jou en vir my raak sien in ons omstandighede nie. Sy gaan terug en sy baar vir Ismael, en later van tyd sien ons ook dat Sarai ook 'n kind kry, en dat die kleintjie ook besig is om groot te raak, en daar kom weer onder ons hier tussen die kinders, wil ek sê nie, Ismael terg nou vir die ou kleintjie, en soos wat ons kinders ook sekerlik mekaar maar terg, maar Sarai sien dit, en ek wil soms sê, sy wip haar, en sy sê vir haar man, jy moet plan maak met hierdie vrou, en jy moet haar wegstuur, en as jy die verhaal gaan lees, sal jy sien dat Abraham besluit, hy vat 'n flesie met water, en hy vat 'n broodjie of 2, en hy sit dit in 'n sakkie, en hy stuur haar weer, vir 'n tweede maal gaan sy nou in die woestyn, en die eerste keer het sy gevlug, die tweede keer word sy daar ingestuur, deur iemand wat sy veronderstel is om te kan vertrou. Baie keer is dit so dat mense kan vir jou en my teleurstel. Ons stel ons vertroue op mense, terwyl God se woord sê, ons moenie op die arm van vlees vertrou nie. Maar baie keer dan neem ons iemand as 'n konfidant en stel 'n persoon ons teleur. Maar ek wil vir jou sê, Jesus Christus is die enigste een wat nooit ooit vir jou en vir my teleur kan stel nie. En hier is sy in die woestyn met haar ou broodjie, en haar kind is nou al 'n tiener, en hulle kom in die woestyn, en ons weet wat gebeur in 'n woestyn. 'n Woestyn is 'n droë, dorre plek. Ek weet nie of jy vanaand voel, jy is dalk op 'n droë, dorre plek nie, maar ek wil vir jou sê, ek kom met 'n boodskap van hoop vanaand. Ek kom om vir jou te sê, daar is iemand met die naam van El Roi, die God wat jou sien, die God wat van jou bewus is, die een wat weet presies waar jy op hierdie oomblik jouself bevind, of dit vleeslik is, of dit in jou emosionele toestand is, hy weet van jou, hy is bewus van jou, maar die vyand wil so graag hê dat ons net die woestyn om ons sien. Hy wil hê ons moet in die woestyn sit, en weer eens sien ons dat hier sit sy, en ek dink is my prentjie wat ek skep, naderhand is die water klaar, die brood is klaar, kind is een kant, sy sit een kant, wat sy sê ook, sy wil nie sien hoe dat haar kind sterf nie. Wat 'n ouer wil in elk geval sien, hoe 'n kind sterf voor haar oë. En sy sit daar nou, in my prentjie het ek, hulle is gedehidreer, hulle het nie kos nie, hulle het nie water nie. Dis net sand waar jy kyk, in 'n sonnige son wat so van die hitte is wat op hulle neerskyn. Nou, ek weet nie of u weet nie, maar iemand wat regtig waar gedehidreer is, daar is 'n paar dinge wat gebeur wanneer jy gedehidreerd is. En ek wil graag dit met jou deel. In jou mond, jou oë, jou lippe, alles word droog. Jou kop pyn verskriklik, dit klop soos hamersla. Jy is duiselig. Jy het spierkrampe. Jy voel verward. Jy voel geïrriteerd. Jy's moeg, jy het lae bloeddruk en jou hart klop al hoe vinniger omdat jou bloeddruk laag is. En die hart klop al hoe vinniger want hy moet hierdie bloedvloei probeer maintain. Jou niere, jou lewer, jou breinfunksie, alles is besig om te stagneer. Ek wil vir jou sê, wanneer jy geestelik gedehidreer raak, sal jy begin negatief raak. Wanneer jy geestelik gedehidreer raak en jy's in die woestyn en jy voel daar's vir jou geen uitkoms nie en daar's geen hulpbronne nie en die bietjie wat jy gehad het, het jy opgebruik. En nou sit jy en jy staar net want wat lê vir jou voor? Die dood wink vir jou. Hy sê, kom, ek soek jou. En jy het al hierdie emosies wat in jou aangaan. Ek wil vir jou sê, dit is 'n gevaarlike plek wanneer jy jouself in die woestyn van hierdie lewe bevind. Dit is 'n gevaarlike plek om jouself te bevind
wanneer jy jouself jammer kry, en jy begin moedeloos raak, en jy begin die leuns van die vyand te glo, en jy begin te aanvaar dat dit is jou bestemde lot. Ek wil vanaand vir jou sê, die woord van die Here sê, dat die engel het daar gesien, en sy het gesê, El Roi, want hy is die God wie my sien. Ek wil vanaand vir jou sê, dat God sien jou. Hy neem kennis van jou, daar waar jy is vanaand, daar waar jy jouself bevind. Nietemin, en hier het sy al hierdie emosies van dehydration, soos die Engelsman sal sê. En net toe dit lyk, daar is geen hoop. Daar is geen uitkoms nie, sê die woord van die Here. Toe verskyn die Here aan haar, en die Here kom in daai oomblik, supernaturally, en hy maak haar oë oop. En wat sien sy? Sy sien 'n put. Sy sien 'n bron. Sy sien lewe. Sy sien hoop. Sy sien weer kans. En die woord van die Here sê, sy het opgestaan, en sy het gegaan, en sy het die waterkannetjie volgemaak, en sy het die kind laat drink. Wat probeer ek vir jou sê? Jy weet, Hebreërs 13 vers 5 in die Engels sê, hy sê, I will never fail you. I will never abandon you. As die Here vir 'n Egiptiese slavin, wat 10-10-1 idol worshipping gedoen het, wil ek vir jou sê, as hy haar raak gesien het, hoeveel te meer sien hy jou en my nie raak nie. Ek en jy wat 'n woord van die Here ontvang het, ek en jy wat beloftes van die Here ontvang het, wat veronderstel is om die Here te herinner aan sy beloftes, en nou, omdat die beloftes nie onmiddellik in werking of in vervulling vir jou kom nie, wil jy moedeloos raak, wil jy die woestyn invlug, want alles raak vir jou net te veel, jy het beloftes en niks realiseer nie, die Here dan gesê, net goedheid en guns sal jou volg, maar nou sien jy, dis net ellendige toestand, en jy het nie finansies om verder te gaan nie. Die Here sê, ek is God El Roi, wat vir jou raak sien, en niks is vir hom verborgen nie. En toe die Here haar oë oopmaak en sy die put sien, het sy onmiddellik opgestaan. Ek wil vir jou sê, as jy voel jy is in 'n woestyn vanaand, ek het iets baie mooi gehoor, hy sê, it's not the desert that kills you, it's when you sit down in the desert that's gonna kill you. Ons moenie sit nie, sy het onmiddellik opgestaan, en sy het na die put toe gegaan, na die bron toe, daar waar daar lewe was, want water is lewe. Wat sê die woord van die Here? Strome van lewende water sal uit jou binneste en uit my binneste vloei. Is daar dan nie 'n stroom van lewe van water, wat uit God se troon uitvloei nie? Weet jy dan nie, dat hy vir jou kan doen ver bo dit, wat jy kan bid of dink nie, kind van God? Weet jy nie, dat hy hou alles in die holte van sy hand vas nie? Weet jy nie, dat terwyl hy die hele wêreld vashou, dat jy ook daar in sy hand gegraveer is nie? Dink jy, dat hy nie elke dag jou naam in sy hand sien nie? Hy is dan El Roi, die God wat sien. Hy is die onveranderlike, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, en daar is niemand soos hy nie. Kind van God, ek wil hê, jy wat dit moeilik het, jy wat voel daar's geen hoop nie, jy wat voel alles lyk donker voor jou, dis opdraande op opdraande, dis woestyn op woestyn, ek wil vanaand vir jou sê, maak jou oë oop en sien die put wat God vir jou wys, keer terug na die vesting, kom weer terug in jou gebedsplekkie in, miskien het jy woestynpad geslaan in jou gebedslewe, in jou verhouding met God, dan gaan die pad vir jou gevaarlik styl word, jy gaan sterf in daardie woestyn, jy gaan 'n geestelike dood sterf as gevolg van 'n geestelike honger wat jy ondervind, maar vanaand terwyl die woord uitgaan, is daar vir jou hoop, want hy het gesê, ek is El Roi, die God wat jou sien in die woestyn, ek sien jou in hierdie siekte toestand, ek sien jou in jou gebrokenheid, ek sien jou in jou eensaamheid, ek sien jou in jou moedeloosheid, ek sien jou in jou verworpenheid, en ek sien jou in jou hartseer, vanaand sê die Here. Die Here sê vanaand, as jy net sal sien dat ek is God almagtig, ek is El Roi, die God wat jou sien, raak net bewus van my, en as ek verby jou gaan vanaand, raak my aan, en jy sal sien dat daar krag vanuit my gaan, na jou toe, kind van God. Wil jy nie vanaand
vanaand opnuut net daardie besluit neem, terwyl jy daar sit, jy's gedehidreer, jy's elendig en beklaanswaardig in jou toestand, jy pity party, jy kry jouself jammer, jy gooi die handdoek in, wil jy nie vanaand, terwyl jy al hierdie goed beleef, hierdie simptome van dehydrasie beleef, en jy's gefrustreerd, en jy's geïrriteerd, en jy's beangs, en jy's moedeloos, en jy's bang, wil jy nie vanaand net jou oë oplig en sê, Here, dankie dat daar hoop is, dankie dat U die een is, El Roi, wat my sien, dankie dat U vanaand, Here, die bron van my lewe is, die bron van my hoop, dankie, Here, dat U vir my die put wys vanaand, en dat ek kan opstaan, en ek kan gaan skep, sê die woord van die Here, dan nie vir jou en my, kom na my toe, almal wie vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee nie. Ek sien 'n woord wat vir my uitstaan in Jesaja 49 vers 23 die B-gedeelte. Hy sê, en jy sal weet dat ek die Here is. Kind van God, jy sal weet dat hy God almagtig is, dat hy El Roi is, die Here wat jou sien. Jy sal weet dat ek die Here is, en dat hulle nie beskaam staan wat my verwag nie. Ek wonder vanaand, is hier iemand wat luister, halleluja, wat 'n amen kan tik op die skerm, wat vanaand kan sê, Here, ek weet dat ek verwag U. Here, ek weet dat U my bron is. Here, ek weet dat U my hoop is. Ek weet dat U my vesting is. Ek weet dat U my sterke God is. Ek weet dat U my raadsman is. Ek weet dat U die groot ek is, die een wat kan bid ver bo dit wat ek kan bid of dink. Kind van God, jy het 'n keuse. Hierdie lewe bestaan uit keuses uit. Jy kan sit in die woestyn, jy kan sit in jou ellende en jy kan sterf in jou ellende. Maar as jy 'n keuse kan neem en 'n besluit kan neem vanaand vir Jesus en op kan staan en gaan water kry by die heilfontein, dan sal jy lewe. Halleluja. Dit laat my dink aan die verhaal van die 4 melaatses wat gesit het by die poort in Samaria, uitgewerk want hulle is melaats, daar's hongersnood, maar daar in die kamp van die vyand is oorvloed, en hulle kom tot hulle self en hulle sê vir mekaar, wat bly ons hier lê tot ons sterwe? As ons hier lê, gaan ons sterwe. Ons kan nie in die stad ingaan nie, daar's nie kos nie, ons gaan sterwe. Kom ons waag dit en kom ons gaan na die kamp van die vyand. Ek wil vir jou sê, let's go into the camp of the enemy, and let's take back what he has stolen from us. En wat doen dit? Die Here gaan voor hulle uit, en daar die mense vlug, want hulle dink hierdie army trek teen hulle op, en hulle kry al hierdie skatte, en hierdie rykdomme, want die vyand vlug, en hy los al daar die rykdomme, en kos in oorvloed, en hierdie manne, ek sien sommer hoe hulle partytjie hou, hoe hulle trommeldik eet, en wat sê hulle, kom ons gaan sê vir die koning, hier is kos, maar ek wil vir jou sê, wanneer die Here in jou saak is, en wanneer die Here aan jou kant is, sal jy oorvloed hê in alles. Jy sal geseënd wees in jou ingang, jy sal geseënd wees in jou uitgang, maar dis ek en jy wat ons oë moet rig op die een, die enigste ware God, en vanaand moet weet, El Roi, hy is die God wat sien, hy is bewus van jou en van my. Kind van God, ek wil sluit, en ek wil jou aanmoedig, kom uit die woestyn toestand van jou uit, halleluja. Soon and very soon we are going to see our King, and we are going to crown him Lord of all. Jesus het jou lief met 'n ewige liefde. Hy wil jou nader trek met hy koorde, met hy bande van liefde. Is jy vanaand gewillig om oor te gee, om te sê, Here, ek staan op, ek skud die stof van my voete af, en ek kom in beweging, halleluja, en ek weet, ek gaan die bestemde tyd, Here, gaan U vir my doen ver bo dit wat ek kan bid of dink, maar dis wanneer jy kan begin opstaan, en begin beweeg in die geloof, that you will come into the promised land, daar die land wat oorloop van melk en honing. Kind van God, ek wil vir jou sê, staan op in die naam van Jesus, want El Roi, die God wat sien, hy is bewus van jou. Here, baie dankie dat U die groot ek is, die een wat bewus is van elke liewe persoon. Here, dankie dat daar niks by U verbygaan nie, Here, maar dat U die een is, Here, wat kan doen ver bo dit wat ons kan bid of dink. Ek pleit U bloed oor elkeen, en ek vra, Here, dat mense vanaand kwaliteitsbesluite sal neem en sal opstaan vir Jesus. Baie dankie daarvoor, Here.
Amen. Ek groet u vanaand in die naam van Jesus. Mag dit vir jou 'n geseënde week vorentoe wees, 'n week van oorwinning, 'n week van triomf op triomf en 'n week van oorvloed in die Here. Totsiens.